ShareTracken. Learn to make money from shares. Ons gesels vanoggend weer met Corneille Coetzee, analis van ShareTracken, en ek wil net mooier stel, Corneille. En jy was gisterand by die cricket gewees. Goeie nuus, Proteas het gewen, maar wen ons wanneer mens kyk na die Suid-Afrikaanse ekonomie? Wel, so goeiemôre en welkom vir al die luisteraars. Ja, ons was gisteraan 'n bietjie by die cricket en dit was 'n baie interessante ding. En as ons regtig die markte moet opweeg soos die cricket, dan verwag ons seker dat hopelik teen die einde van die jaar of miskien bietjie vroeër dat die markte gaan begin optel. Gister was maar 'n bloedbad, dit nie gelyk so goed soos wat die cricket gelyk het nie, maar kom ons spring in dit in en kyk ons sien dat die rand wel gister met meer as amper 1% versterk het teen die dollar, wat wel bietjie vanoggend teruggetrek. Ons sien wel dat die rand sit op R16.05 teen die dollar. Maar dit sal ons kyk, die rand is besig om te wik en weeg tussen waar op die R16 vlak. Hy hang daar rond, so ons sal sien waantoe gaan dit vorentoe. Die hoofsaaklike rede agter die versterking van die rand was maar as gevolg van die euro. En dan ook die afwesigheid van die plaaslike data. As die plaaslike data inkom en is nog steeds negatief, sal ons die verswakking in die rand sien en weer eens die Reservebank gaan daarna kyk en ons kan verwag dat moontlike rentekoersverhogings nog vorentoe gaan lê. As ons kyk na die oliepryse, sien ons wel dat oliepryse ook verlaag het. Ons sien dat die internasionale agentskap ook verwag dat die vraag van olie minder gaan word vorentoe, wat baie goed gaan wees vir ons. Ons sien wel dat oliepryse op so wat $31 per vat staan. So dis goed vir die verbruiker. So ons sal sien hoe lyk dit vir hulle. Kyk na die plaaslike markte. As hulle sien die plaaslike markte was negatief soos ons nou gesê het. Gister was 'n bloedpad op die mark met die hulpbron aandele wat die markte afgetrek het. Ons sien dat die JSE se indeks vir alle aandele so wat 2.19% af is, gesluit op 4834475 en ons sien ook dat die top 40 ook laer verhandel het op 2.32% laer op 42975.42. Is daar 'n kernwoord vir vandag? Ja, die kernwoord wat ons wil dophou is, ons het laas keer gepraat van aandele wat genoeg beweging het, en ons gaan voorthou met dit en ons praat van momentum. So die kernwoord vir vandag is momentum, en as ons kyk na die markte sal ons sien dat die momentum wel negatief is, en as jy kyk na jou aandeel, wil jy seker maak dat die aandele wat jy wel in wil belê, het genoeg backing van die groot institusies, wat seker maak dat die vraag daar is vir die aandele. En op daai selfde noot kan mens ook sê, jy weet, in die huidige markomstandighede is die mense maar negatief. So die groot goed wat ek huidiglik na kyk, as ek na 'n aandeel wil kyk ek na my goeie kwaliteit aandele, want ons weet, as ons kyk net na die top 40, het hulle so wat in die laaste 20 jaar, elke 5 jaar verdubbel in waarde. So ek wil kyk na goeie kwaliteit aandele, maak seker ek het 'n goeie stoploss strategie in plek indien die mark so terugtrek teen my. En ja, weet dat die markte is nou in 'n beerfase en hy is besig om terug te trek, so dit is iets wat jy gaan moet dophou, maar is weer eens, dis altyd 'n kopersgeleentheid wanneer alles goedkoper is. Maar jy is nie negatief nie. Nee, glad nie. As ons lyk soos die cricket, kan ons verwag dat die markte definitief gaan beter raak later in die jaar. So ek is nogal uit om te sien wat gaan gebeur. Is daar enigiets anders waarvan ons moet weet? Ja, as ons kyk weer, as ons praat van die markte, sal dit belangrik wees om dop te hou dat die negativiteit of die negatiewe sentiment huidiglik in die internasionale markte druk ongelukkig die hele plaaslike mark af, en omdat China weer eens die grootste invoerder van ons kant af, kyk ons na hulle data en hulle data lyk nie goed nie. So as ons na die China se markte kyk en dit bly afgaan, dan gaan dit Suid-Afrika raak. Ons gaan sien dat die rand net nog verder gaan verswak. Weer eens, rentekoerse gaan opgaan. Die verbruiker gaan dit voel, so maak voorsorg daarvan. As jy geplaas oor jou portefeulje en die negativiteit huidiglik in die mark, ek lê weer vir die verbruiker moet gaan seker maak dat die beleggers gaan na jou portefeuljebestuurder toe, kyk na jou portefeulje en kyk wat jy kan doen om dalk meer 'n bietjie stabiele portefeulje te kry. Baie dankie. En dis die raad van Corneille Coetzee, analis van ShareTracken. Vir meer inligting besoek sharetracken.co.za of kontak 012 940 0800. Bly ingeskakel, net na die nuushooftrekke kom kuier Lindy in die ateljee om oor die Hoopstoot inisiatief te gesels. ShareTracken. Learn to make money from shares.